Vriende, baie hartlik welkom by Luxmundi se digitale erediens. Hier waar ons aan die einde van Junie staan, dis die laaste Sondag van die skoolkwartaal en dan is dit die wintervakansie wat baie mense op reis gaan en 'n bietjie die kouheid wegbreek na warmer gedeeltes en mag dit vir julle as jy op reis gaan en 'n bietjie weggaan 'n geseënde tyd wees. Ons is besig met hierdie opwindende reeks oor dat God gewone mense gebruik. En ons is met 'n reeks uit die Ou Testament besig en vandag gaan dit oor Gideon. En mag dit vir jou 'n geloofsavontuur wees. Dit is so heerlik om so deur die woord te gaan en na die verskillende Bybelfigure wat die Here geroep het daaroor te gesels. Maar die Here is regtig by ons. En ons gaan dit in die teks ook baie mooi sien. Mag jy dit beleef waar jy ook na hierdie erediens kyk by die huis of ergens waar jy dalk ry of waar ook al, mag jy ervaar die lewende God is werklik by jou. En hy wil nou met jou gesels, met jou praat. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet waarmee jy besig is. Hy weet wat jou worstelinge en vrae is en dalk twyfel is of wat ook al dit is. Daarom wil die Here vir jou ontmoet, want die Here leef. Hy is 'n werklikheid. Geniet die avontuur saam met hom. Kom ons praat met hom. Baie dankie Here vir die groot voorreg dat U die lewende God is. Dankie dat ons in en deur die Here Jesus Christus vir U kan ken, met U kan praat. En dankie Here dat U na ons toe uitreik. Elkeen van ons, persoonlik, uniek in ons omstandighede, maar ook met ons saam. Here, ons gebed is dat waar ons vanoggend is, in ons reis met U, in ons lewe, in ons worsteling, in ons besige programme, dat U vir ons net sal ontmoet. Here, ons bid vir ons land, ons bid vir die omstandighede in die land, dat U regtig wysheid sal gee. Ons bid vir die gemeente wat in 'n proses is om 'n nuwe leraar aan te wys en te beroep, dat U ook die proses sal seën. Ons bid vir ons klomp kinders en studente wat nog so in die laaste fase van die eksamen besig is. Geef vir hulle krag en volharding en seën dit. Ons bid vir die gemeente waar ons met 'n klomp uitreike ook gaan besig wees met die Mosambiek uitreik. Seën al die voorbereidings, voorsien Here asseblief daarvoor. Ons dink aan die Silverhoop projek, die 5de Julie in die gemeente wat ons mense in nood ook wil help. Ons dink aan Faros, mense wat sonder werk is, mense wat haweloos is, mense wat in nood is. Ag Here, ons bid net dat U vir ons sal gebruik om 'n verskil te maak, om 'n impak te maak. Dankie vir die afgelope kwartaal, afgelope halfjaar, dat U met ons op reis was. Die kwartaal met die Pinkster, klomp goed wat ons beleef het, bedieninge, eredienste, reekse. Dankie vir die avontuur en dat U so wonderlik getrou is. Here, ons gebed is dan nou dat die lees en die verkondiging en die praat oor die woord vir ons tot groot seën sal wees en vir ons sal aanraak en ons sal inspireer op hierdie avontuur saam met U. Ons bid dit in die Here Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ons is in die gemeente op reis en ons leef ons roeping uit. Ons is geroep om lig te wees. Jesus is die lig vir die wêreld. Ons as Luxmundi is lig vir die wêreld. Ons is op hierdie reis om die koning Jesus te volg. En ons sê in die gemeente, ons het 3 bewegings. En hierdie 3 bewegings is die wyse waarop ons roeping uitleef. Die eerste beweging is, kom net soos jy is. Jy, waar jy is, kom net soos jy is. Maar ons word geroep om verander te nooi. Kom net soos jy is. Kom saam met ons op reis waar ons Jesus volg en beleef die avontuur daarvan. Dan sê ons natuurlik, ons volgende beweging is, kom saam met ons, beleef dat die Gees jou verander en vernuwe, sodat jy die volle potensiaal in Christus kan beleef en uitleef. En die avonture ervaar om deur die Heilige Gees
verander te word. En dan ons derde beweging is, gaan maak 'n impak. Die Here stuur vir ons, en ons teks gaan daarmee aanraak, gaan maak 'n verskil. Kyk net daar in jou lewe, waar jy is, die geleenthede wat reeds oor jou pad kom, die mense wat daagliks met wie in jou aanraking kom, wees ook dat die Heilige Gees vir jou gebruik om doodgewone verskil en 'n impak te maak. Persoonlik in jou lewe, maar ook saam as gemeente met die projekte waarmee ons besig is. So hierdie 3 bewegings, kom soos jy is, word vernuwe deur die Gees, gaan maak 'n impak. Het jy die afgelope halfjaar iemand genooi om saam op hierdie reis te gaan? Hoe het jy en hoe gaan jy vandag en die week wat voorlê 'n impak maak? En hoe word jy vernuwe? Mag dit vir jou 'n avontuur wees. En ons reik natuurlik uit na bestaande lidmate wat dalk 'n bietjie weggeraak het, maar ons reik ook uit na nuwe mense wat die Here oor ons pad stuur en wat ons saam nooi op hierdie reis. Wat 'n voorreg is dit om dit nie te doen nie. Kom ons gesels 'n bietjie oor die tema. Ons tema is dat God gewone mense, soos ek en jy gebruik, met ons gawes in sy diens. Nou ons gaan 'n bietjie gesels oor Rigters, die boek Rigters. Nou die agtergrond van die boek Rigters is dat Rigters deel is van die vroeë profete. Met ander woorde, hierdie vroeë profete is Josua, die boek Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel en dan 1 en 2 Konings. Nou dit strek van die geskiedenis van die intog van die volk in die beloofde land en tot en met die ballingskap. So dis nog 'n redelike klompie jare en 'n klomp geskiedenis wat gedek word daardeur. Nou die tema in die boek Rigters is elke ene het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dit is nou al jare terug, maar julle, dit klink onbekend. Is dit nie maar wat vandag ook gebeur nie? Dat die tydsgees is, elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Daar was nie 'n koning gewees, of daar was nie gevestigde leiers wat vir hulle gehelp het om op die regte pad te wees. En elkeen het maar gedoen wat reg is in sy eie oë. Dis maar wat vandag ook gebeur. Dan, in hierdie proses, roep die Here mense om hulle te gebruik in daai situasie, die mense te help om weer op die pad van die Here te kom. Nou daar is 'n interessante siklus wat homself herhaal in die boek Rigters. Wat gebeur is die mense leef en doen elkeen wat hulle wil. Hulle doen nie wat die Here wil nie. In die proses verval hulle natuurlik in sonde, afgoderry. Aan die een kant dien hulle nog die Here, maar aan die ander kant dien hulle ook die afgode en lewe hulle soos hulle wil. So dis eintlik 'n verwêreldliking van hulle lewe. Dan kom die Here en die Here vat hulle en beproef hulle deurdat die ander volke hulle onderdruk en hulle baie swaar laat kry. Dan besef hulle het die Here nodig. En dan verootmoedig hulle gaan terug na die Here toe. En hulle bid vir die Here asseblief om uitkoms. Dan kom die Here en hy roep 'n rigter. En hy gebruik 'n rigter om hulle te bevry. En dan leef hulle in daai rigter se lewenstyd toegewyd weer aan die Here. En dan as die rigter doodgaan, dan herhaal die siklus homself en dan begin hulle weer leef en elkeen doen wat reg is in sy eie oë en hulle is weer afvallig teenoor die Here. En hierdie siklus herhaal hom in hierdie boek Rigters. Dis baie interessant in Gideon se lewe gebeure sal ons dit ook sien. Kom ons lees nou oor Rigters 6. Gaan lees vers 1 tot 18. Dis 'n verskriklik interessante gedeelte om te lees. Maar Rigters 6 vers 1 sê, die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en die Here het hulle 7 jaar lank oorgegee in die hand van die Midianiete. Ons sluit nou mooi aan wat ons gesê het. En dan hoor ons daar
wat gebeur het? Die Israeliete het hulle laat, die Midianiete het hulle laat swaar kry. Het hulle beroof. Het hulle lande se opbrengs gesteel. Het hulle vee gesteel. Hulle het arm geword. Vers 6 sê, die Israeliete het heeltemal verarm vanweë die Midianiete en die Israeliete het na die Here geroep om hulp. Vers 7, toe die Israeliete na die Here om hulp roep oor die Midianiete, het die Here iemand gestuur, hy stuur 'n profeet om vir hulle te sê, so sê die Here, die God van Israel, dit is ek, hoor die klem op ek, dit is ek, dis die Here, dis ek wat vir julle uit Egipte laat optrek het, ek het julle laat wegtrek in die plek van slawerny, ek het julle gered uit die hand van die Egiptenare, van almal wat julle mishandel, ek het hulle voor julle weggedryf en hulle land vir julle gegee, ek het vir julle gesê, ek, die Here, is julle God. Julle mag nie ontzag hê vir die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my stem geluister. Kom die profeet en sê vir hulle wat aan die gebeur is. Dan vers 11, daarna het die engel van die Here gekom. Nou die engel van die Here verskyn aan mense, en dan die engel van die Here verteenwoordig die Here, en dan net die volgende vers praat is van die Here self. Dis baie interessant. Die engel van die Here kom gaan sit onder 'n terebintboom by Ofra, wat aan Joas van die familie van Abieser behoort. Sy seun Gideon was juis besig om koring uit te slaan in die parskyp, om dit vinnig teen die Israeliete te beveilig. Hy was daar bang hier in die parskyp besig om koring uit te slaan voor die Israeliete dit beroof. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper kryger. Hierdie bang ouetjie wat wegkruip. Die Here is met jou, dapper kryger. Maar Gideon sê vir hom, asseblief my Heer, as die Here dan werklik met ons is, waarom tref al hierdie dinge vir ons? En waar is sy wonderwerke waarvan ons voorouers ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verstoot en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Klomp goed wat hy sê en die Here eintlik daarmee verwyd, maar Here, as jy by ons is, kyk hoe lyk dit, wat gaan aan, hoe werk jy goed nou? En dan vers 14, toe draai die Here na hom, jy hoor ons die Here self, die vorige en die engel, toe draai die Here na hom, en die Here sê, gaan met die krag wat jy het, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Het ek jou nie gestuur nie? Die 83 vertaling sê, ek stuur vir jou, maar, hoor nou Gideon, maar, hoor die maars, nee, hoor jy die maars ook maar som in jou eie hart, maar Here, wat hiervan en wat hiervan? Maar, het hy geantwoord, asseblief my Heer, hoe kan ek nou vir Israel verlos? Kyk, my familiegroep is die onbenulligste in Manasse. Ek is die jongste van my familie. Ag Here, ons ou familietjie is maar 'n klein familietjie en onbenullig en ek is nog die jongste ook van hulle. Die Here sê toe vir hom, omdat ek met jou is, omdat ek met jou sal wees, sal jy die Midianiete verslaan, asof hulle net een man is. Omdat ek by jou is, sal jy slaag in wat ek vir jou sê om te gaan doen. Maar, hy het vir die Here gesê, weer maar, as ek dan guns vind in u oë, gee vir my 'n teken, dat dit u is wat met my praat. Moet asseblief nie hiervandaan weggaan, sodat totdat ek by u terug is en my offer saamgebring het, en dit voor u neergesit het nie. En hy, dis die Here, het geantwoord, goed, ek sal by jou bly tot jy terugkom. Kan jy glo? Die Here wat so geduldig is, en dan sit die Here rustig aan wag vir hom. Gideon gaan en hy berei 'n offer voor en hy bak meel, bak hy offer brood en hy gaan bring 'n offer en hy dit sit dit op die altaar neer en dan het die engel van die Here met die punt van die stok
raak hy daaraan en dan slaan dit aan die brand. En dan is daar die teken wat die Here gee. En dan kom Gideon en hy vra nog 'n paar keer tekens. En die Here is geduldig met hom. En hy help vir hom. In hierdie proses 'n wonderlike verhaal wat vir ons iets sê van die Here se pad met ons. In ons situasie. Vriende, as ons dink in ons situasie, ons land, hoeveel node is, hoeveel goed wat gebeur, hoeveel mense wat maar doen wat reg is in hulle eie oë, ook in ons land. As ons dink in ons land wat 80% sê hulle is Christene en ons sien hoe lyk die land. Dan sê hoeveel mense sê hulle is Christen, maar hulle doen maar wat reg is in hulle eie oë. Hulle sê aan die een kant hulle dien die Here, aan die ander kant leef hulle maar dien hulle afgode, die afgode wat ons dien, is so moderne afgode. Dit kan ons self wees, kan ons werk wees wat ons vir afgod, kan ons geld wees, kan ander goed wees wat vir ons belangriker is as die Here. Alles wat belangriker is die Here is eintlik maar afgode in ons lewe. Kan ons kinders ook wees, ons kan 'n man of 'n vrou wees, kan ons familie wees, kan ons taal, ons kultuur wees, enige ding. Maar dan, midde van hierdie proses is daar mense wat roep en bid na die Here. Midde van ons landsituasie is daar 'n kerngroep toegewyde Christene wat bid. Is daar mense wat hulle verootmoedig voor die Here en pleit vir die Here vir uitkoms. En dan in hierdie verrassende tyd het ons mos nou 'n persepsie wie die Here gebruik. Die Here moet ander mense gebruik. Die Here moet die dominees gebruik, of hy moet sendelinge gebruik, of hy moet die leiers gebruik, of hy moet die ander buurman gebruik, of die ou aan die oorkant van die pad, of die burgemeester, of die staatsraad, die ander moet hy gebruik. En dan sien ons die verrassing hier dat hoe die Here werk. Ons sien hier in die teks dat die Here 'n profeet gestuur, om vir hulle te vertel waaroor dit gaan. Die Here stuur ook in ons situasie vir ons profete. Die Here stuur elke Sondag in die erediens, het hy iemand wat vir ons die woord verduidelik en bring, hoe God in die geskiedenis en hoe God in ons lewens besig is. Hoe hy al die jare met ons in hierdie land as Christene 'n pad stap, en hoe hy geduldig met ons praat, en hoe ons sukkel om te hoor en veral om gehoorsaam te wees. Maar wat baie treffend is in hierdie gedeelte, hoe die Here uitreik na gewone mense. Hoe die Here uitreik in hierdie gedeelte na Gideon toe, na mense wat wegkruip. Mense wat wegkruip, wat bang is, wat onseker is, wat twyfel, wat 'n klomp vrae het, wat selfs 'n klomp verwyte het, wat bang is vir wat in die land aangaan, wat wegkruip agter hulle veiligheidsheininge, wat wegkruip in hulle veiligheidssekuriteitsoorde, wat dalk wegkruip in hulle werk, wat wegkruip in hulle eie lewe, in hulle gejaagdheid, vasgevang is daardeur, wat bang is vir bedrog, wat bang is vir mense wat hulle kan beroof, en wat probeer maar net oorleef in hierdie land. Mense wat voel, Here, hoekom gaan dit so? Wat is aan die gang? Hoekom gebeur die goed met ons in die land? Hoekom gebeur die goed in my eie lewe? Hoekom moet ek so hard werk? En hoekom verloor ek my werk? Hoekom is daar huweliksprobleme? Hoekom is my huwelik op die rotse? Hoekom gaan my besigheid ten gronde? Hoekom verloor ek wat ek so hard voor werk? Met ons vrae, met ons twyfel, met ons verwyte, en dan ook, Here, wie is ek nou om 'n verskil te maak? Ek is maar 'n onbenullige mens. My familie, wie is ek nou? Roep die mense wat vernaam is, die mense wat bereid is, wat baie goed toegerus is. En dan kom die Here en hy gaan en hy roep en hy praat met Gideon. En dan kom hy en hy verseker vir hom. En hy sê vir hom, jy moet daar wegkruip in die paskap.
Jy wat wegkruip in jou lewenswêreld, ek is by jou. En jy wat bang en onseker is, ek is by jou dapper kryger. Kan jy glo die humor daaraan nie? Hierdie bang oukie en Here sê, jy's 'n dapper kryger. Om sê, Here, waarom? Hoe? En dan sê die Here vir hom, en hy verseker hom van sy teenwoordigheid, en hy kom 'n tweede keer verder, en hy verseker hom, en hy sê, omdat ek by jou is, sal jy 'n dapper kryger wees, en omdat ek by jou is, sal jy slaag in dit waarvoor ek vir jou roep. Vriende, ons sien in hierdie gedeelte die Here se genade en die Here se geduld, ten spyte van Gideon se protes en ons protes en ons vra en ons verskonings, wat ons uitdink en ons ongeloof. En die Here luister geduldig daarna, en midde van Gideon se protes en Gideon se vrae sê hy, gaan, die krag wat jy het. Die Here kom midde daarvan, midde van jou situasie, midde van alles wat jy beleef, midde van al jou vrae en onsekerheid, en alles wat in verwyte in jou hart aangaan, sê die Here, gaan jy, gaan met die krag wat jy het, gaan met wat jy het. Ek wil vir jou gebruik, as 'n gewone mens, met jou unieke persoonlikheid, met jou kennis, met jou vaardighede, met jou gawes, en ek wil vir jou gebruik. En omdat ek by jou is, sal jy slaag in wat jy moet doen. En as ons 'n bietjie verder lees in die hoofstuk, dan kom die Here en sê, sy gees het Gideon omvou, en sy gees het van hom hierdie dapper kryger gemaak. God sien die potensiaal in jou raak, hy het jou gemaak, hy het jou nuut gemaak. Hy vul jou en omvou jou met sy gees. En hy gebruik vir jou as gewone mens, om midde van hierdie situasie, met al die uitdagings, dapper te wees. Die geloofstryd dapper te stap. Ons sien ook in hierdie gedeelte, vriende, aan die een kant die wonderlike reis en pad en geduld wat die Here met Gideon het, en aan die ander kant die groei en die ontwikkeling in Gideon. Hierdie bang, onseker oukie, wat wegkruip, word 'n dapper kryger, wat die Here gebruik om sy volk te bevry en te genees, en 'n nuwe weg te laat staan. Die Here wil vir jou midde van jou vrees en onsekerheid gebruik, om dapper, moedig te doen wat die Here van jou vra, sodat mense in hierdie land bevryding, verlossing, genesing, troos en bemoediging kan beleef. Die Here wil vir jou as gewone mens gebruik om 'n verskil en 'n impak te maak. Daarom die uitnodiging, kom. Daarom laat toe dat God jou verander. Daarom gaan met die krag wat jy het en gaan maak 'n impak. Wat is jou antwoord? Kom ons praat met die Here. Baie dankie Here vir hierdie pragtige gedeelte uit die woord. Dankie vir die woord wat so 'n ou boek is wat praat oor 2 tot 3000 jaar se geskiedenis en wat al 2000 jaar en meer oud is, maar wat so aktueel is nog. Wat vir ons met hierdie verhale en stories die woord van die lewende God is, wat ons kom aanspreek en bemoedig en roep as gewone mense op die avontuur om saam met U op reis te wees en diensbaar te wees met dit wat ons het, wat U vir ons gegee het, en natuurlik die avontuur en die wonderlike toerusting ook van die Heilige Gees. Here, maak van ons gewone mense bang en onseker met vrae en verwyte dapper mense op die geloofspad
en die geloofstryd om 'n impak te maak in ons land en ons omgewing, wat ons so nodig het, en wat roep om hulp. Dankie dat ons, as geroepenes, gewone mense, die antwoord is van baie mense se gebede. Ons bid dit in Here Jesus se naam. Amen. As vriende, kom ons kyk gou na die aankondiginge. Ons is nog besig met hierdie reeks, en hierdie reeks gaan deur die vakansie loop. En ons gaan kyk na verskillende Bybelfigure in die Ou Testament. En dan in die nuwe kwartaal sal ons begin met die Nuwe Testament, hoe die Here vir ons, hoe hy gewone mense gebruik in sy diens. En natuurlik kan jy dit mos aanstuur vir ander mense hierdie skakel. As dit vir jou iets beteken, stuur dit aan vir iemand wat die Here nog op jou hart lê, en nooi die mense om te kom bywoon of om digitaal, waar hierdie vakansie is, kan jy saam met ons op hierdie avontuur wees. En dan ons gee ook 'n geleentheid dat jy jou offergawe kan gee, waar jy ook al is, kan jy oorbetaling maak. Dan vriende, ons Mosambiek uitreik is sommer een van die dae. En ons gaan uitreik Mosambiek, 'n land met 80% werkloosheid, geweldige armoede, sekere areas op konflik, mense in absolute nood. Nou, ons het 'n groep mense van 20 in die gemeente wat self beskikbaar gestel het en wat hard werk en voorberei om 'n impak te gaan maak. En die Here wil vir ons gebruik om hulle hande te sterk. En daar is goed wat nodig is. En kyk op die lys van goed wat nodig is. Maar ook, wil jy nie ernstig vir die Here vra, of jy nie ook 'n finansiële offer kan gee, om hierdie span in staat te stel, om namens die Here te gaan, met die krag, dit wat die Here vir hulle gee, en 'n impak te gaan maak. Ons is die antwoord op 'n klomp mense se gebede in Mosambiek. Help vir ons om 'n verskil te gaan maak. Vriende, dan het ons Sondag aan die Bybelskool. Die Bybelskool is 6:30 in die gemeentesentrum. As jy dit nie kan maak nie, ons gaan die skakel later stuur of jy digitaal kan volg. 'n Wonderlike voorreg om toegerus te word, en Jan Kloete deel met ons, en dan aan die einde daarvan fasiliteer ons 'n gesprek daaroor. Dit was so verrykend geweest, die vorige geleenthede, en ons vertrou weer seën daaraan. Aan die vakansieprogram, graad 3 tot by graad 6, die eerste week van die vakansie, 30 Junie tot 4de Julie, kom en skryf die kinders in, en kom, ons wil die kinders seën daai week, en hulle bedien, en 'n klomp pret ook saam met hulle, en ons werk saam met ringsgemeentes in die gemeenskap. Ons Silwer Hoop Mark, die 5de Julie, jy kan goedere kom uitstal, wat jy wil verkoop, maar jy kan in die proses, kan jy R50 betaal, om jou stalletjie te kom opslaan, maar kom stap deur, kom beleef dit, en die opbrengs van hierdie Silwermark gaan om behoeftige bejaardes te help met wesenlike dinge wat hulle nodig het. Dan ons pret met 'n noot, die seniorbedieningsgeleentheid is gekanselleer van Dinsdag, so dit gaan nie meer plaasvind nie. So dit is dan wat ons aankondigings aanbetref. Die hele bedoeling van die aankondiging is om vir jou geleenthede te gee, om verder toegerus te word, en geleenthede te gee waar jy 'n impak kan maak. Ontvang die seën van die Here. Weet, die Here gaan met jou. Gaan met die seën en die krag van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die gekruisigde en die opgestaane Here, is met jou. Die wonderlike troue liefde van die Here, wat jou bemoedig, wat jou versterk, wat jou versorg en jou beskerm, is met jou. En die krag en die troos en die inspirasie van die Heilige Gees is in jou, met jou, om jou, sodat jy kan gaan met die krag van die Here. So seën die drie-enige God jou, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Seën mense.